vertalings wat Robert Schuil gemaak het van Afrikaans na Duits. En natuurlik die ou aspek van Wyk Louw se klipwerk is, aan wie behoort daardie gedigte? Is dit sy gedigte wat hy gehoor het, wat hy op 'n afstand geskryf het, of behoort dit aan die Afrikaanse taal? En 'n mens kan natuurlik, wanneer jy ook begin nadink, wie praat in daardie gedigte, wat guitig is, wat snaaks is, maar ook baie melankolies en hartseer en verdrietig. En natuurlik, dit is ook 'n soort van, die aspek van die lied is ook belangrik in die klipwerkreeks. Nou, baie geluk met 'n besonderse digbundel, soos ek sê. Ek dink dit is 'n baie belangrike digbundel, omdat jy in hierdie bundel 'n soort samesnoering het van die oudtydse en die moderne. Jy weet, die Edda-reeks en natuurlik dan ook die verwysing na, ek dink nou byvoorbeeld daardie pragtige spirituele gedig wat jy geskryf het oor die wilgers. So ons gaan by al hierdie aspekte kom, jy weet, bome, klippe, water, die afwesigheid van water. Nou, die eerste vraag is natuurlik altyd die moeilikste vraag, en jy hoef dit nie te antwoord nie. Waarom het jy so lank gewag sedert jou eerste bundel en hierdie bundel? Waarom daardie lang stilte by wyse van spreke? Joan, baie dankie dat jy nie vir my vra hoekom skryf ek nou dat ek al so oud is nie. Want ek het al daai vraag gekry asof 'n mens nou moet maar jou mond hou. En in daai opsig het ek 'n antwoord wat ek tog na vore wil skuif. Ek het nou net gehoor, ek kom daar uit Heidelberg. Dit is eintlik die sentrum daar rond kry jy Riversdal, Swellendam. En Swellendam het MBR gehad, wat ek nie geken het nie, maar baie gelees het, 'n respek voor het. En sy het gesê, maar mens kan eers op 80 begin skryf. En toe sy 90 word, het sy gesê, nee, maar nou is eintlik begin 'n mens nou op dreef kom. Dit speel wel 'n rol by my, sy gee my wel moed. Maar nee, Joan, dit het met taal te maak, dink ek, in die eerste plek. Natuurlik is 'n mens geweldig besig as jy hier by 40 kom. Wel, dan jy weer sien as jy 65. Dit is jy werk jou kapot aan nonsens. Ja, ek wil nie heeltemal die woord gebruik nie, maar agterna wonder jy of dit nie dalk was nie. En ek het al ook 'n keer teenoor jou genoem 'n term, die groot onbevredigbaarheid. Orals hard op jy rond, jy doen jou bes, maar is nooit goed genoeg nie. Ja, die akademie is by uitstek die plek van, ja, maar jy moes dit eintlik so gedoen het, of jy moes dit so jy moet maar net leer om, jy weet, soos 'n skip in 'n storm, jy weet, jou eie instinkte vol. Ja, skip sonder hawe en jy is altyd in 'n storm. Altyd. Dit is ja, my nuwe roman se titel is Hart sonder hawe. Nee, wat ek 'n bietjie gesteel het by Yskriege. Ja, maar daar is inderdaad geen hawe. Daar is nooit 'n hawe nie. Maar ek wil jy's altyd op vertrek. Jy's altyd op vertrek en as jy daai hawe uitgaan, is jy in die moeilikheid. Jy's binnekant ook in die moeilikheid want jy moet vertrek. Is dit nou 'n VOC skip of 'n watse ding ook al. Maar dit het ook daaraan wel met taal te maak. Toe ek klaar my eerste volwaardige werk was in die nagkantoor van die pas gestigte Beeld. Ek was betrokke daar by die geboorte as 'n klein onbenullige vertaler en subredakteur. En ek het daar wonderlike dinge geleer, onder andere om blitsvinnig te redigeer, want elke aand met daai koerant uit. En ek het daai Wie was jou redakteur onder wie jy begin het? Groskop. Ja. Uit daai Groskop familie, wonderlike mense, maar Ton Vosloo, Ebbe Dommese, hulle het daar elke aand, hulle was assistente redakteurs en
'n mens kon ook ander dinge buitentaal, geweldig baie dinge by hulle leer. Chris Karsten was soms afwisselend met Holzhausen, blitsvinnig, maar dit is dan 'n soort taalgebruik wat as jy vir my nou sê, man, jy moet oor 'n halfuur 'n berig oor die oorlog in Sudan skryf, sal ek dit skryf. Ek weet nie hoe nie, maar dit gebeur, maar dit lei totaal weg van die soort taalgebruik waarin 'n ou soos ek nou poësie wil skryf. Die ontginning van die taal. Opperman het destyds gesê, toe Breitenbach so verdag gemaak is, het hy gesê, vergeet nie, Breiten veg op die grense van die taal. En ek weet, jy veg ook op die grense van die taal. Maar as jy bijvoorbeeld dink aan iemand soos Ina Rousseau, né, wat hierdie verbluffende gedigte geskryf het, is omdat sy by 'n woordeboek gewerk het, né? Ja. En geleer het dat elke woord het verskillende implikasies, betekenisse, in 'n konteks beteken hierdie woord dit en dat. Ek lees woordeboeke en grammatikaboeke soos wat die meeste mense in Afrikaans Dion Meyer lees. Jy weet, dit is my fix. Ja, as ek poësie probeer skryf, dan werk ek met woorde. Dit woordwerk, ek werk ook met ander dinge. Ten tweede, eerstens 'n ingesteldheid om poësie te skryf, in my geval in ieder geval, en waarskynlik 'n hele klompie ander mense wat poësie skryf, se geval ook. Jy kan trouens dit gou agterkom as iemand dit nie doen nie. Maar dit is net 'n bietjie anders as daai vinnige, gladde journalistieke en akademiese skryfstyl. Ten tweede het dit die journalistiek ook te maak met 'n visie op die werklikheid. 'n Poging om aan mense te vertel, so is die werklikheid. Maar in my literêre of my digterlike wêreld is die werklikheid, ek sal nie sê dit bestaan nie, dit bestaan wel, maar dit is so relatief. Ja, in jou geheue dikwels. En in die geheue, ek maak keuses in my geheue, ek het 'n voorstelling van die werklikheid, en ek het ook 'n besef van my onvermoë om werklik die werklikheid vas te vat. In sulke gedigte is dit tog steeds maar 'n werklikheid waaraan ek my verwonder, waardeur ek voel en soms strompelend beweeg. Ek weet nie, Joan, of ek jou vraag beantwoord. Nee, ek dink jy beantwoord dit pragtig. Maar ek het nie die tyd gehad nie, en dat ek destyds daai een bundel kon publiseer, verbaas my agterna. Maar dat ek so 'n klein bietjie. Nee, jy het pragtig geantwoord, want een van die opvallendste aspekte van jou digkuns is die feit dat jy ook met argetipes werk. Jy weet, jy laai 'n gedig met simboliese dieper betekenisse. En ek dink nou byvoorbeeld aan Maud Botkin se fantastiese studie wat sy geskryf het oor argetipiese patrone in die digkuns. Jy weet, die herhaling van sekere aspekte. En ek dink, hoekom hierdie bundel pertinent en spesifiek my aangryp, is dat jy eintlik ook die belangrike aspek van Wyk Lou as 'n argetipiese digter, jy weet, uitlig. Want ek dink, dit is byvoorbeeld baie interessant hoeveel digters op die oomblik met Van Wyk Lou praat. Jy weet, daar het pas 'n bundel van Herman Wasserman verskyn, 'n professor in journalistiek. En hy noem dit Waterman. En agterin sy erkennings sê hy, jy weet, hoe aangetrokke hy is tot Opperman weer. Jy weet, want Opperman se konkreetheid spreek hom aan. Maar daar's ook erkennings dat hy by Van Wyk Lou geleen het. En ek dink ek wil amper sê, Van Wyk Lou en Opperman bly hierdie twee spulpunte in ons digkuns. En in jou reekse, veral die Edda-reeks, daai laaste fantastiese reeks, jy weet, werk jy dan ook met die argetipes, goeters wat
'n mens besef jy verstaan, maar jy kan dit nie altyd onder woorde bring nie. Ja, dit is eerstens oor Van Wyk Lou en Opperman. In die vorige bundel het ek 'n gedig oor Opperman geskryf. En inderdaad het ek 'n gedig oor of vir Van Wyk Lou geskryf. Die tweede een het begin as 'n opdrag, maar ek was agterna is ek baie dankbaar oor die opdrag, want dit het my by 'n belangrike saak uitgebring. En in hierdie gedig van Wyk Lou, of in hierdie gedig haal ek aan uit Van Wyk Lou wat op 'n stadium gewonder het, is alles nie maar net 'n groot vertelsel nie. Met hoofletter groot en hoofletter vertelsel. En dan op daai moment kom ook een soort wending by Van Wyk Lou. Naamlik dat hy met klipwerk skielik aandag gee aan dit wat daar in Sutherland en daai wêrelde in brokstukke lê. Wat hy optel. En wat hy dan optel. En kyk, ek het oor klipwerk, ek het op 'n vroeë stadium begin werk met, ek het selfs op my MA afdeling oor klipwerk, wat ek het na daai area gegaan en gaan optekening doen van wat bestaan daar onder die mense, veral onder die sal ek maar sê bruinmense, skaapwagters, en met skaapwagters en sulke mense, ek was natuurlik 'n japsnoet nog hoor, maar met sulke mense het ek onderhoude gevoer. En uiteindelik het ek op daai trekpad wat Van Wyk Lou hulle as jong mense en as kinders bo uit die bo van die plateau afgetrek het met die skape in die Karoo onder, waar dit dan in die winter warm is, bo is daar nie kos vir die skape nie, want dit sneeu. En daar is 'n bepaalde staanplek waar hulle gestaan het. En daar het 'n man, die persoon wat ons geneem het, vir my gewys daar 'n rots. En hy sê, hier het Van Wyk Lou groot sy naam uitgeverf. Van Wyk, wel, ek neem aan daar het gestaan NP Van Wyk Lou, of wat presies, maar dis 'n skilferige rots. En dit was net mooi alles weggeskilfer. Maar ek het die rots gesien. Ek het die klippe gesien. En dit is natuurlik ook iets waarop Karel Skuman, ekskuus, ek val jou in die rede, en daardie verruklike roman hier die lewe ingaan. Ja. Wat my betref een van die grootste romans in Afrikaans is, waar hy hierdie sterwende vrou wat terugkyk en die klippe, die verweer van klippe, die fondasies wat meegee, en aan die einde van die roman die briefies wat verbrand word, en jy besef eintlik die briefies wat verbrand word is die roman wat jy nou lees. Want Van Wyk Lou is ook 'n model vir daardie wêreld vir Karel Skuman. Ja. Jy weet, hy sou daardie stemmereeks nie kon geskryf het sonder Van Wyk Lou nie. Kyk, hy was op daai, ek het geweet toe ek daar afgaan, dit was na Karel Skuman daar afgegaan het, die man het ons met 'n jeep daar afgeneem op die trekpad. En ek het geweet Karel Skuman was sê maar 5 jaar voor my daar. Ja. En hy het ook alles in die wêreld van die digter, die boek ook. Ja, daai fantastiese boek, nee, die wêreld van die digter. Maar dit is inderdaad, het dit met klip te maak. Jy kom by die klipbouwerke, jy die afgeskilferende klip. Ja, dit is die geheim van die klip. Ek sou graag oor die voorblad iets wou sê, maar natuurlijk. Ek weet of ek jou nou klaar geantwoord Nee, jy het my absoluut. Kyk, ons praat nou hier soos Maud Botkin ons waarsku in haar studie van 1934 in 'n sirkelgang. So jy gaan my nie kan ontglip nie. Jy kan my ook nie pyp kan nie. Ek sal weer terugkom as jy 'n klip in my skoen los. Nee, maar op die oomblik probeer ek jou nog nie pyp kan nie, maar dit kan later nodig Nou maar goed. Maar ek wil net ons moet net klaar wees voor 5:00 vanmiddag, want ons wil rugby kyk. Okay, so. Dit is maar die rugby begin dan, ja, dan. Dit gaan bo alles. Kom ons, voordat jy na die voorblad iets gaan sê, oor die voorblad iets wil sê, gaan sê, mag sê,
die oudtydse titel Poeme, né? Maar ook die pragtige voorblad. Wil jy iets oor die voorblad sê? Want ek vind dit 'n fantastiese, dit het onmiddellik by my iets van Machu Picchu opgeroep. Want ek het Machu Picchu in my lewe 3 keer besoek. Die eerste keer kon jy nog Machu Picchu uitklim van onder na bo. Toe was ek nog jonk en ek kon dit doen. Maar deesdae is dit 'n toeristiese plek, jy weet, vol busse wat toetelend op en af ry. Jy mag sekere gedeeltes nie meer afgaan of ingaan nie. Maar ek dink die interessante aspek is die assosiasies wat jy met ander klipformasies met jou voorblad aktiveer. Vertel vir ons. Ja, Hoe het hierdie voorblad ontstaan? Het jy dit self gebou of het jy is dit Lego blokkies? Wat is dit? Nee, sal ek later oor poeme antwoord of sal ek eers antwoord oor Nee, ons los poeme. Sê goed. vir ons eers Kyk, oor die klippe. die voorblad is 'n baie spesifieke plek en ek het geweet hieruit kom die voorblad al lank voor die bundel, seker 10 jaar gelede of 5, 6 jaar gelede. En ek het nie meer 'n goeie kamera nie, maar ek het my dogter Janienke hier se goeie kamera geleen en hierdie gebou of restant van 'n gebou sit op die trekpad wat Boerneef hulle van Boplaas af die skape ook na die Ceres Karoo geneem het, net soos Van Wyk Louwer het van die ander kant af gewerk. Hy het van die kant af beweeg getrek oor Swart Rug en op daai pad kom jy in so 'n laagtetjie af en dan sit so eintlik 'n baie mooi plekkie wat hierdie werf is. Die werf het oorgebly en ek het verskillende fotos geneem, soms van naby en ek het baie daarvan gehou. Maar toe het ek 'n voorstel gehad by Janienke wat daar so sit met die rooi rok. Sy ontwerp my voorblaaie en ook van die vertalings. En toe het sy gesê nee pa, jy is heeltemal mis om net 'n klop klippe van naby af te neem. Ek dink nou altyd dit sou nie lelik gewees het nie, maar toe het sy gesê nee, hier is die voorblad. En dit is dus van daai huisie en jy kan sien hoe pragtige klipwerk hier is. Hoe is hierdie huis opgebou? Die pleister het afgeval alreeds. En as julle ek wil ook aanraai die van julle wat hierdie bundel koop, môreoggend, hierdie bundel is bedoel om môreoggend as die son opkom, moet jy dit so hou teen die son. Kyk 'n bietjie wat jy dan sien. Dan sien jy baie meer as wat jy nou sien. Maar as jy so kyk op die agterkant, is daar 'n deuropening. En deur die deuropening sien julle 'n klein berg, 'n gedeelte van 'n berg wat na bo gaan. En daai berg is niks anders nie as die beroemde Pramberg waar die moflam van Boerneef. Ja. By Pramberg bly 'n moflam van die hongerte en dors ensovoorts. Maar daar is dit verskuil. En nou ja, Janienke het natuurlik poeme baie mooi in die blou gesit hierso. Wat ek bly is oor. En dat sy haar pa se naam maar so 'n bietjie hier onder in die stof tereg neergegooi. Waar dit seker ook maar hoort. Maar ek dink ek en sy deel daai bewondering vir hierdie ongelooflike klipwerk waarmee jy dan wat in die bundel op maniere voorkom, maar ook dat dit baie verder gaan as net hierdie bundel. Agter dit sit 'n menslike aktiwiteit. Ek weet nie of jy ooit die fantastiese rolprent van Pasolini gesien het, die Oedipus Rex nie, waar hy ook sulke klipformasies gebruik het. En ek het toe vreeslik gaan oplees oor wat hy alles in die film reg kry. En natuurlik is die film in Marokko gemaak. En hy bring dan natuurlik ook daardie aspek in die rolprent in, die primordiale verhaal. Ja. En die archetypiese verhaal van
die pa en die seun. En ek dink hierdie voorblad, dit is vir my absoluut fantasties, want die betekenis van klippe is natuurlik baie opvallend. Jy weet, hoeveel digters het in Afrikaans nie oor klippe gedig nie. Jy weet, Stokkenstroom se fantastiese gedig Ek oor ken nie die klippe. rolprent nie, ek sal dit graag wou sien. Ja, maar ek is op die oomblik, kyk ek al die Pasolinis weer. Na, jy weet, ek het dit as ter geskenk gekry van Johan de Lange, so 2 jaar voor sy dood, het hy vir my 2 box sets gegee, soos hulle op Engels sê, van Pasolini se rolprente, en ek was nie reg daarvoor toe nie. Maar met die dood van Terence Stamp, wat natuurlik die besoeker is, ons gaan nou praat oor die besoeker en die reisiger, in Theorem, Pasolini se klassieke rolprent, die besoeker wat aankom by hierdie ryk Melanese mense. Jy weet nie wat hy daar doen nie, hoekom is hy daar nie, maar hy ontwrig die hele familie. Jy weet, hy het 'n seksuele verhouding met die ma, die seun, die dogter, die bediende. Hy verwar die pa wat 'n ryk fabriek besit, dit bemaak aan die werkers. En op die einde, net soos wat hy gekom het, vertrek hy. Jy weet ook nie hoekom nie. En ontwrig almal. Maar wat Pasolini doen in hierdie fantastiese rolprent is hy gebruik Berg Etna as die simbool om almal se transformasie voor te stel. En natuurlik die woestyn met die musiek van Mozart, die Kyrie eleison uit die Requiem, om eintlik die spiritualiteit oor te dra, en dan natuurlik ook klippe in hierdie rolprent speel 'n geweldige belangrike rol, want die pa aan die einde van die rolprent is in die woestyn. En as jy die Bybel ken, daar's daar ook verwysings na Moses, die Exodus, die uitgaan, die spiritualiteit. Ja, en op die einde die pa wat kaal in die woestyn loop, en die argetipes wat hy by jou wakker maak. Ek dink ek het hierdie week die rolprent al 5 keer gekyk, en elke keer besef ek het iets misgekyk, omdat dit so praat met argetipiese simbole. En ek dink dit is een van die redes hoekom jou digbundel my so meesleur, is omdat jy weet, jy steek iets aan die brand in jou leser se gemoed, en met elke lees besef jy, ja, maar jy weet, hierdie klippie het ek nou verkeerd opgetel, ek moet hom weer gaan terugkry. Jy weet, waar pas hierdie klip in? Want ek wil juis ons gaan nou by die Edda gedigte kom, wat ek dink absoluut smashing is. Mag ek 'n Engelse woord gebruik, voorsitter? Nie van 'n kolo Afrikaans word, soos wat ons deesdae in die burger lees nie. Die gedig op bladsy 77, wat ek dink 'n baie interessante gedig is, want hierdie bundel val netjies uiteen tussen die digter se kom vandaan, daarom die gesprekke met George Weideman, Abraham de Vries, Dan Slay, wat ook later na vore kom, implisiet en eksplisiet, die bote, die vaartuie, en dan natuurlik die Edda-reeks. Maar ek dink die Cherubim gedig op bladsy 77, wil jy hom vir ons lees? Want hier gooi jy eintlik iets anders kom hier na vore. Jy kan sien ek het my huiswerk gedoen, hè? Ja, ek is bekommerd daaroor, maar ek gaan dit. Ek het laas nag baie min geslaap, ek het gestudeer. Goed. Maar jy lyk dan nog in 'n goeie bui op die oomblik. Jong, ek hoop so, maar ons probeer. Gaan aan. Maar daar's nie alkohol by op die oomblik nie so. Nee, nog nie. Goed mense, Cherubim, die oggend in die tempeltuin, pynsend in tempterende sneeu, oor mag teenoor mag, geweld teen geweld, oorwinning wat steeds weer stuit teen iets sterker, kraak knallend 'n dik tak van die kersieboom. Oor kan die bevrore water buig soepel en wilg. Goed, waar speel hierdie gedig af? Dit is in die ooste, en dit as ek reg het in Japan. In Japan, ja.
En 'n mens het dit ook kan verplaas na Kyoto toe, net die kersiebome, die kersietuine, die verruklike tempels wat jy in Kyoto kan sien, Ja. wat ek meegemaak het, en natuurlik ook die bevrore water, die soepel wilg. En natuurlik die wilg is ook 'n baie belangrike aspek van die Afrikaanse digkuns, né? Hoeveel digters het nie oor die wilg gedig nie. Maar in hierdie gedig dan ook geweld teenoor geweld wat ook in die grond opgesluit lê, in die klippe van hierdie land, né? Daar's altyd geweld, daar's altyd onrus. Jy weet dit hou net nooit op nie. En 'n mens kan eintlik die geweld aanvoel. Hierdie gedig natuurlik speel natuurlik in ook op die oggendvuur van Akiyama, né? Die aspek van dat daar altyd betekenis is wat jy nie kan vaspen nie. Een van die grootste reise wat ek in my lewe gemaak het was in Japan. Want die oomblik as jy Tokio verlaat, is daar geen Engels nie. Daar's geen taal nie. As jy nie Japanees verstaan nie, you lost in translation. En jy moet maar handgebare gebruik en tekens en hoop mense verstaan jou nie verkeerd nie. En ek was baie gelukkig want die bestuurder, die vroue bestuurder by die hotel in Tokio het vir my so 'n boekie gemaak. Jy weet, dit is my naam, jy weet, so 'n ding wat jy doen vir 'n vertraagde kindjie en dan het ek nou maar oral sê oor ek wil koffie hê of ek wil tee of ek. En dit was 'n fantastiese ervaring om skielik te besef as daar nie taal is nie. Jy weet, hoe kommunikeer jy? En ek dink wat in hierdie gedig ook gebeur is dat jy eintlik ook wys dat daar is iets onder taal. Jy weet wat vasgevang lê in die natuur, in klippe, in tempels. Ja, dit is so. Ek het dit ook meegemaak wat jy nou gesê het oor Japan. Ek het maande lank in Warskou gebly, klas gegee daar. En met my studente kon ek Nederlands praat en met my enkele kollegas. Maar en so hier en daar kon jy Engels praat. Maar dit is pas na die oorgang gewees, so Russies was seker meer die omgangstaal. Die oomblik as jy nie met hierdie mense te doen het nie in die normale lewe, Is daar geen taal nie? daar is daar geen taal nie. Ja. Ek is 'n enkele keer het ek vir mense gevra of ek kan Engels praat by 'n museum en ek is verwoed aangekyk. Ek dink dit is nog vorige bedeling mense gewees, maar inderdaad en ek was ook kort na die omkering in Sint-Petersburg. Maar die mense is wel vriendelik, maar dis in die algemeen dis so iets, daar's onderliggend iets en jy weet jy kan enige oomblik kan jy gly en val. Maar ek wil net terugkom tog na oor hierdie mooiheid, die skoonheid en die geweld in ons eie land. Ek kyk baie keer na ons pragtige berge hierso. Ons pragtige natuurspoorte in die Wes-Kaap en ek is baie lief daarvoor, maar ek is dan tog baie bly dat ek nie daar was toe dit gevorm is nie. Kan jy jou die enorme geweld en verskrikking, dit was vir onmoontlik vir 'n mens of selfs 'n gewone dier om dit mee te gemaak het. Dit lê, ons gaan daaroor heen, ons het paaie daaroor gebou, dit is pragtig, ek wil dit omtrent streel, maar Kyk bietjie in die burger vandag in die byvoegsel in die by. Skryf Ken Follett, die speurverhaalskrywer, oor Stonehenge en die betekenis van klippe en hoe dit gebou is en hoe hy die fantasie uitgewerk het rondom Stonehenge wat ek ook besoek het, maar ek was nog te jonk om eintlik te verstaan wat daar alles afspeel en so. 'n Baie belangrike digter in hierdie bundel is natuurlik Boerneef. En die gesprek ook met Boerneef, die gesprek met George Weideman, wat ek is baie dankbaar. Ek dink daar was nou so 'n paar weke terug, het hulle op Vers en Klank, jy weet, ook 'n
klomp gedigte van Weideman, jy weet, bekend gestel. Want ek dink dit is vir my altyd die interessante aspek en die belangrike aspek van die digkuns, hoe digters terugkeer, né? Kyk hoeveel digters het die afgelope paar jaar oor Olga Kirsch geskryf. Jy weet, Eybers sal nooit verdwyn nie, sy keer altyd weer terug, né? En dan natuurlik ook Opperman en Van Wyklou wat altyd weer terugkeer, die ewige reis tussen digters en gedigte. Die pragtige gedig oor Abraham de Vries, 'n meester storieverteller in Afrikaans, wat oorskynlik net, jy weet, verhale skryf, jy weet wat jy verstaan, of jy dink jy verstaan. Ja. Maar as jy dieper kyk, dan is daar ook sterk simboliese betekenisse onder die verhale ingebed. En ingebed. Ja, niemand kon 'n sin maak soos Bram de Vries 'n sin kon maak nie. Presies. Prosa, poësie, dit maak nie saak nie. Vir my is die twee groot kortverhaalskrywers in Afrikaans, Oukamp en de Vries. Dit is vir my soos wat mens voel oor Opperman en Van Wyklou, voel ek dit is ook die kruispunt in die Afrikaanse kortverhaal. Daaruit vloei al die ander, jy weet, kom hulle terug en so. En die kortverhaalboeke, jy weet, veral Bram de Vries se samestelling, ek keer altyd terug daarna. Jy weet, hoekom het hy hierdie kortverhaalskrywer gekies? Hoekom hierdie een van Melle? Jy weet, wat dan later weer herskryf word deur Kloete wanneer hy 'n kortverhaalboek saamstel. En as jy daai verhaal dan weer gaan lees, dan besef jy wat daar alles gebeur of nie gebeur nie. Want ek dink 'n groot kortverhaalskrywer het ook die vermoë soos 'n digter om dit wat nie gebeur nie te probeer weergee. Ja. Jy weet, soos 'n filmmaker, jy weet, groot films is groot omdat die filmmaker met min dialoog, soos in hierdie theorem van Pasolini, daar is baie min dialoog of voice-over. Jy weet, maar hy gebruik simbole om alles vir jou oor te dra, weer te gee. Die sogenaamde cinema verite, soos wat die geleerde woord dit het. So de Vries as die meester storieverteller, natuurlik dan die meester digters in Afrikaans wat jy, soos jy gesê het, MER het gesê, mens moet eers goed oud word voordat jy weet, kan skryf. En ek dink Oukamp se Die blote storie, daai twee werkboeke vir jong skrywers, die lees ek gereeld, net om my daaraan te herinner, hoe daardie man kon lees en vertel, en lees en vertel, en weergee. Nou, ek dink jou Edda gedigte, die laaste, is u besig om my aan te jaag? Is hier iemand wat dit waag? Maar ek dink die Edda gedigte is natuurlik bring my ook by 'n ander belangrike aspek van jou as skrywer, digter na vore, jou enorme werk as vertaler. Want ek dink daar jou vertaling van Hermans, né? Nagouers. Jy weet hoe jy dit fantasties transporteer. Want 'n vertaling is eintlik 'n reis, né, van tussen een taal na 'n ander taal. En ek dink een van die bakens, en jy gaan my daarop moet antwoord vanoggend, is die fantastiese vertaling van Sheila Cousins van Borges. Haar Borges vertaling. Want kyk, hier sit een van die grootste bewonderaars van Cousins. As ek so sy kon dig, was ek nie vanoggend hier nie. Ek sou waarskynlik in 'n tempel myself besig gehou het. Want ag, was los dit daar. Jy het Cousins ook geken. Ja. Goed geken. Maar kom ons praat eers oor die Hermans vertaling, wat ek dink fantasties is. Hy het 'n ereplek in my sitkamer. Boeke waarna ek terugbeweeg, lê in sulke stapels op my pragtige mat in die sitkamer.
Die Hermans vertaling het jou geneem na die Vikings toe en die wêrelde. Met ander woorde, vertaling as 'n reis tussen tale, tussen woorde. Het jy vooraf dit besef of het jy dit eers ontdek met die vertaling? Ek het Herman se werk geken in die jare 70 het ek en Dorothea saam Hermans tentamens gedoen. Ons het ook saam 'n skripsie geskryf oor die Engelbewaarder van Hermans. Daarna het ek 'n proefskrif geskryf ook oor die Engelbewaarder. By wie wat jy die proefskrif By Merwe Skols. By Merwe Skols. Ek wou in Nederland by my geëerde professor Sitterman skryf, maar die politieke situasie was van so 'n aard. Hy het my toegelaat, ek het daar navorsing gedoen, maar ek het besef ek kan nie waag om hier in te skryf vir 'n proefskrif nie, want jy gaan hom ook onder druk plaas. Kort hy is onder druk. Hy sou dit kon vat hoor, maar kort voor lank sê hulle nee, hierdie man mag nie hier klaar maak nie, maar dit net terloopse voetnoot daarbey. Maar ons het hierdie die geskiedenis is voetnote. Ja, ek sê die geskiedenis is uiteindelik voetnote, né? Ja, dit is ook om mense ook die werklikheid. Dit's elke keer 'n voetnoot. Klein detail wat jy nooit kan in berekening bring nie. Maar Hermans het natuurlik meer as een ongelooflike roman geskryf, maar een van die bekendste romans eintlik het my ons kollega Olga in Tsjechië in Praag het sy gewoon vir my gevra, maar Hermans, sy het nog nooit Hermans vertaal nie. Op daai stadium het sy omtrent 50 boeke al vertaal gehad uit Nederlands in Tsjechies. Wat sy Hermans sal jy voorstel? En ek het daaroor nagedink, dat ek besef dat my voorstel aan haar was tog nooit meer slapen, want dit is eintlik so 'n bietjie minder Nederlands. Dit tree in die wêreld, hierdie Noorse wêreld, en dit mense het ook hierdie ongelooflike tog wat hierdie mense maak in Lapland. En uiteindelik het ek gevoel Hermans het vir my hele siening van die wêreld en 'n hele proefskrif alles saam vir my gegee. Ek is aan hom iets verskuldig en toe het ek gevoel ek wil nooit meer slaap en dan in Afrikaans vertaal en deel met ons mense. En ek is bly om te hoor iemand het dit met plesier dan gelees. Ja, soos ek sê, dit beklee 'n ereplek. Ja, jy weet, in my geval is boekrakke so propvol en die boeke wat vir my belangrik is dan boeke wat iewers 'n ereplek het in my, jy weet, op 'n mat of selfs my garage is 'n argief al. Jy weet wat ek het ook rakke laat inbou sodat ek, jy weet, die boeke daar kan plaas, want mense het uiteindelik te veel boeke. Ek dink nou aan Umberto Eco wat een keer in 'n onderhoud het 'n vrou in sy huis ingekom, 'n Italiaanse vrou, en vir hom gesê: "Professor Eco, het jy al hierdie boeke gelees?" Toe sê hy: "Wel nog nie, maar ek gaan nog." Jy weet, wat eintlik 'n speelse antwoord is, jy weet, dat 'n mens het dit al gelees, maar jy gaan dit weer lees. En die feit dat dit daar is baie belangrik. Dit is 'n belangrike baken in jou lewe. Boerneef sou gesê dit versekureer jou vir die pad. Ja. Maar nee, ek en Dorothea het in ons eerste somer in Europa, ons het 'n Volkswagen kewertjie gehad en ons het in Engeland gaan rondry eerstens wat baie mooi en herkenbaar was. Agterna het ek besef Engeland is lank nie die mooiste nie. Al is dit mooi. Maar het ons Noorwe toe gegaan. Noorwe is die mooiste. En ek het in my kop gehaal en sy het my maar toegelaat om met daai kiewetjie op te ry in Noorwe tot in die op die Noord-Kaap. En dan is jy in Lapland. Dan is jy in die wêreld van nooit meer slaap en ek het ons nog nooit tot op daai stadium nooit meer slaap gelees nie. Maar ons ontsettend gebyt deur muskiete en vreeslike toestande eintlik daar. Al is dit mooi en dan loop daar takbokke aan mekaar op die pad in 'n hele affære. Maar toe uiteindelik, dit was 'n voorstadium, ek het dit toe besef nie.
die gode bestaan tog dat die mense op hierdie vertaling so en dan in die vertaling self Hermans was 'n verwikkelde man, 'n geoloog trouwens, né? Ja. Met klip besig Hy was in Suid-Afrika mos in die 80er jare. Maar ek moes allerlei woorde uiteindelik gaan opsoek oor kliplaag daar wat baie moeilik gekry het. Staan alles wel in die boek nou netjies in Afrikaans. En dan aan die een kant die kliplaag, aan die ander kant hierdie Noorse mense, studente wat hy dan saam op tog mee is en uiteindelik almal kwytraak en dan moet hy alleen loop, die EO-figuur nou nie Hermans nie. Hoewel Hermans self daar rondgeloop het, hoor. Hy het ook eersterhandse ervaring gehad. En dan hierdie idee van wat het hier gebeur uit 'n teorie wat hy daar probeer die EO-figuur probeer navolg, maar ook sy probleem met hierdie Noore. Hulle onder andere staan daar hulle hulle lyk altyd skepties oor ander Noore. Asof hulle dink, goed, is dit nie dalk 'n struikrower wat ek hier teekom nie. Nou jy sal sien hier, jy het gesien. Yes. Dit kom, daai soort idees kom ook hier voor, die onderlinge Wantroue en sy wantroue en hy weet nooit wanneer hierdie mense hom eintlik aan die verkil is of nie eerlik is met hom nie. En dat hy nou nog 'n ou professor daar wat pragties die man is vreeslik. Hy is 'n soort Noorse nasionalis. Hy wil eintlik nie hê, lyk dit, dat hierdie Nederlander iets oor Noorwe gaan skryf nie. Dis die onsekere besitlikheid te midde van mense en agter dit verwys hy soms heel spaarsaam na die Noorse mitologie en daai hele wêreld waarvan 'n Nederlander nie heeltemal los is nie, net soos wat ons nie die taal heeltemal los is van hulle nie, maar 'n fascinerende wêreld waar ek en dat ek ook die bote gesien. Jy het al van tevore gepraat daai. Ook gesien, ja. Daar is, ek wil nou nie mense beledig nie, maar daar is niks 'n mooier beleining, vaartbeleining vorm as 'n Noorse vikingskip bestaan volgens my nie. Maar ek weet nou net of ek jou nog geantwoord het. Nee, jy het my absoluut geantwoord. Geweldige En aantreklik. natuurlik as jy in Dubrovnik staan en jy kyk na Venesië, jy weet dan word daar weer 'n ander aspek van daai skepe geaktiveer, né? Want met daardie skepe is taal ook vervoer. Ja, seker. Ek bedoel, as mens byvoorbeeld kyk na dieselfde tyd wat die Nederlanders in die Kaap aangekom het, was hulle ook in Japan, hè? En jy kan byvoorbeeld as jy met taalgeleerders praat, sal hulle ook sê jy kan in sekere klanke in Japanees, veral in Hiroshima en Nagasaki, kan jy Nederlandse woorde optel. Ja. Ek bedoel daar's 'n Afrikaans Japaneese woordeboek, né? Deur Ernst Skotse, die professor, daardie groot taalkundige wat in Port Elizabeth bly, Keberga. Maar hy het vir my dit ter geskenk gegee, jy weet 'n Afrikaans-Japaneese woordeboek. In die Russiese taal is daar iets soos 40 Nederlandse skeepsterme. Dis reg. Omdat Charles Peter na Nederland gekom het toe hy 'n vloot begin oprig het. Ja. En dit bestaan tot die dag van vandag. Ja, ek dink daar was op Litnet so 'n paar jaar terug 'n fantastiese artikel oor skeepsterme in Afrikaans en hoe dit geplunder is uit verskillende tale. En dit is fascinerend. Gesien nie. Gaan kyk bietjie agter in Herman Wasserman se digbundel. Ja. Gee hy erkenning aan daardie artikel. Ek sal dit vir jou laat kry. Dis 'n fantastiese artikel oor jy weet die terme en hoe tale by mekaar leen en hoe tale met mekaar praat en verwring en so aan. Nou goed, sal ek nog 'n laaste vraag vra en kyk of ek jou kan onkant betrap, maar dit lyk my nie ek het vanoggend geluk nie.
Die vertaling van Saskia de Koster. Hoekom het jy daardie boek gekies? Die boek het eintlik maar by my beland, want die uitgewer het al toestemming gehad om dit te vertaal en die vertaler het 'n proefvertaling gedoen, maar toe is die vertaler oorlede. En toe het Johan van der Lely, ek het al van tevore vir hom 'n werk vertaal, het gesê, jong, dit is miskien nie jou Koppie tee nie. koppie tee nie. Nee, maar ek het baie daaroor gewonder, want Ja, dit is nogal 'n en boek wat teen jou maar ek het gevoel, lewensfilosofie ingaan, sou ja, ek raai. hoewel ek kan baie koppies tee drink, hoor. En nie net by tee bly dit nie, hoor. Maar ek het dit begin lees en dit is 'n verbrand moeilike boek omdat die Saskia doelbewus nie glad afgeronde sinne maak nie. Dit is asof jy jou hond se hare van die verkeerde kant af streel aan mekaar, sulke soort toestande. En hoe meer ek het dit 'n tweede keer gelees te besê, man, verbrand Saskia, ek sal dit vertaal. En dit was ek weet nie of ek regtig suksesvol was nie, maar Ek dink jy was. Ek dink jy het daardie dwarse taal het jy mooi vasgevang. Baie dankie, maar dit is Ja. dis absoluut as 'n oud joernalis, ek probeer 'n prosa, gladde prosa wat vloeiend is, mense meesleur, dit probeer ek eintlik normaalweg skryf, maar daar kon dit nie. En dan kom uit al daai dwarsheid kom daar 'n verhaal na bowe en menslike verhoudings. Vertel kortliks vir hulle die storie van die boek. Dit is twee vroue wat dan saamlik hulle is getroud, Vlaamse vroue, en hulle wil 'n kind hê. En dan kry hulle 'n wat sal mense dit nou noem, ek weet nie hoe ek dit vertaal het nie, maar 'n skenker en 'n selfde geslagverhouding met 'n skenker uit Kanada en dit gaan alles baie mooi en goed die verhouding, maar op daai stadium as die kind nou eenmal bestaan, dan gaan dit eintlik nie heeltemal so goed met die verhouding nie. En die twee gaan dan Kanada toe om hierdie man op te soek, 'n wonderlike man. En dan kom hulle op 'n eiland aan die ander kant van Kanada waar die figuur die skenker se ma bly en broers, en dan kom hulle al hoe meer in 'n netwerk in 'n probleem, onderlinge verhoudingsprobleme tussen hierdie mense, terwyl hulle self eintlik ook onderliggend 'n verhoudingsprobleem het. Is daar iets soos 'n verhouding sonder probleme? Ja, maar alle verhoudings. Behalwe nou ons twee se verhouding. Ek bedoel, ons praat nou van die ek hele weet nie of ek nog wêreld. 'n kans gaan kry om daaroor iets te sê nie, maar Ons sal dis die daarby enigste uitkom. verhouding waaroor ek bereid is om met mense te praat. Presies. Net op die oppervlak. Wat jy nie besef nie is dat elke gedig oor die liefde wat ek geskryf het, gaan eintlik oor jou. Ja, dit is miskien ook 'n oomblik van die onthulling. Elke gedig hier in hierdie boek, as ek dink aan 'n leser, maar mense, dis 'n baie ernstige saak, dan dink ek my leser is Suster Johanna, want dit is soos ek haar eintlik noem, en daar's 'n goeie rede daarvoor. Maar in ieder geval die onderliggende, die wortels onder wat die vloer oplig ensovoorts. En dit word in hierdie roman uitstekend aangebied, en ook dit gaan ook saam die tegendraadsheid die is absoluut funksioneel. Maar En dan ten slotte wat gebeur? Dit is die belangrike ding in daardie roman. Ja. Die slot, jy weet, tref jou, jy weet, soos 'n bak koue water in die gesig. Die mense begin klippe in die water gooi daar op die eiland, en dan die houding, as dit ware die sogenaamde houding van die klippe, en hulle val maar waar hulle wil, maar hulle wil nie rondgegooi word nie. Dit is
ek weet nie of dit is wat jy Ja, maar wat gebeur ook met die twee vroue en die man? Daar's ook 'n interessante wending daar. ja, wel die man gee heeltemal pad, nê? En Ja, hy word ook beskuldig dat hy 'n pedofiel sou wees. dis reg. Wat Wat 'n valse aanklag is. ja, wat uit die optiek van die roman waarskynlik onwaar is, maar die vooroordeele van sy een broer teenoor hom, Dis reg. dit En is die hele eintlik boek, verskriklik. die boek gaan eintlik oor vooroordeele, né? Ja. Jy weet twee vroue wat 'n kind wil hê. Hulle het dit by 'n skenkerman in 'n ander land en jy's nie eintlik veronderstel om die persoon weer te kontak nie. Hulle breek daardie taboe. Hulle gaan besoek die man in 'n hoop dat hulle verhouding sal kan beredder Ja. en dan trap hulle net dieper in die gemors. Ja. En dan begin die boek teen jou te draai want dan word daar allerlei, jy weet, soort van ek wil amper sê stormagtige kwessies van die tyd na vore gebring. Met ander woorde, as iemand jou van iets beskuldig, kan jy nie daarvan wegstap nie. Daar is 'n klip teen jou gegooi. Jy is gekruisig. Ja, dis 'n boek om ook weer 'n boek om oor en oor te lees. Dit is ek sal daarna Ek het dit vir baie Wilma bly. Stokkenstroom geleen en Ja. sy het dit ook 'n baie interessante boek gevind. Ja. Ja, want dit is totaal tegendraads. Elke keer as jy dink nou, jy weet, het ek dit verstaan, dan kom daar weer iets na vore en dit is hoekom die boek vir my so boeiend was. Dat nes jy dink, goed, nou het jy dit alles. Want ek bedoel, as jy byvoorbeeld na enige speurverhaal kyk, ek is verslaaf aan films, veral die Agatha Christie films. Jy weet, na ruk kan jy altyd die archetypiese plot begin raak sien, jy weet. Daar's altyd iemand uit die verlede wat iets probeer wegsteek wat dan onthul word en daardie onthulling is dan die sleutel tot wie het die moord gepleeg en so meer. Maar jy kan later agterkom met watter daar is omtrent 7, ek wil amper sê archetypes wat sy gebruik. Dis gewoonlik 'n kind wat wil wraak neem omdat hy weggegee is deur sy ouers. Daar's altyd by Christie ook die ding van waansin. Jy weet dat die persoon wat oënskynlik normaal lyk, is die malste in die familie. En hoe sy eintlik, jy weet, 7 maniere van vertel het. Natuurlik met Poirot. En ek dink David Suchet is die beste Poirot. Jy weet wat hy speel, die pikkewyn mannetjie uitstekend. Jy weet, amper 'n obsessiewe persoon wat die kleinste besonderheid kan hy optel en daarvan iets maak. Ja, maar So hierdie ek boek is dink onthullend, ja. Ja, ek dink ons vergewe jou dan dat jy so lank gewag het om hierdie bundel vir ons te gee, want ek dink na wat ons nou vandag hier ontbloot het en openbaar het en vertel het, is dat die titel van die bundel verklap eintlik alles, die poeme. Hoekom het jy so oudtydse woord gebruik? Ja, de titel, soos jy goed weet, is nie 'n eenvoudige saak nie. Jy het al hierdie tekste bymekaar gesit in wat nou? Piero Becker het oor die titel geskryf, né, in die Ja, poësie. baie mooi, baie goeie proefskrif. Uitstekend. Ja. En Maar- daar's terloops net so klein advertensietjie vir Piero Becker. Daar is nou ook pas het daar by Naledi 'n bundel verskyn. Ekskuus dat ek jou in die rede val, maar ons sal terugkom. Die bloei van blomme uit gedigte wat op die Versendaba verskyn het die afgelope 4-5 jaar. Piero Becker is onlangs oorlede en ek en Marlies Staljaard het vooraf, jy weet, 'n keuring gemaak uit die beste gedigte en uiteindelik interessant genoeg presies dieselfdes omtrent gekies. Jy weet wat ook interessant is. Johan de Lange was ook besig met die projek, maar soos jy weet, hy is 27 Maart oorlede, want dit sou vir my baie interessant gewees het om Johan se keuse te sien. Want baie keer as ek, jy weet, entoesiasties geraak het, sê net maar oor 'n debutant of so, dan sal Johan my so beluister, dan sal hy sê, ag, jy is seker koorsig. Maar in elk geval, Johan was 'n baie streng leser van poësie.
En ek kan jou nou sê, Johan sou baie van hierdie bundel gehou het, omdat soos jy weet in die algebra van nood, hy ook 'n absolute gesprek met Van Wyklou voer. Jy weet Johan de Lange, ek Wilma Stokkenstroom dink dat Tristia is die grootste bundel in Afrikaans. Ander mense sal weer sê nee, dit is nuwe verse, ander mag sê dis komas, maar so is daar bakens, né, die klippe van ons digkuns wat nog steeds, jy weet, in die argief van ons onthoue staan. Maar vertel nou vir ons, ekskuus, ek het nou by 'n groot pad uitgekom om die titel van Piero Becker, die titel. Wat het jy met hierdie titel gemeen, meneer? Kyk, Daniel was maar skepties oor my, want hy is my uitgewer en hy het 'n belangrike rol gespeel. Dankie aan hom en sy vrou wat die werk gedoen het. Maar hy het gaan opsoek tot hy gesê nee, die titel het nog nooit in Afrikaans is nog nooit in Afrikaans gebruik nie. Ja, maar dit word in Frans gebruik, né? Ja. Ek het gedog jy speel met die Franse woord. Nee, kyk, kyk, ek moet geweldig oppas om as 'n oud letterkunde dosent hier te begin interpreteer 'n werkskap aan my eie werk, want Hoekom? dit is vir ander mense om te doen, maar ek het sekere daar's waarskynlik dinge wat ek nie weet nie. Jy weet ook dat daar dinge oor jou gedigte is wat jy nie weet nie. Vertel my. Ja, nee, dit kan jou vertel. Ek weet nie wat ons Nee, ons dis op 'n ander paadjie. ons spot net. Maar kyk, die poëme het ek onmiddellik gesien as 'n fabrikasiewoord tussen, jy weet, amper 'n ou boerewoord, jy weet, 'n verhewe woord wat so half so 'n bietjie die Frans inbring. Ja, en mense, jy weet, mense wat Frans kan lees, ja, sal dit ook raak sien, die poëme, jy weet, die verhewigde woord. Jy weet, ek bedoel, hierdie van 'n galo Afrikaans wat hierdie jong kinders praat, jy weet, ek skryf poetry, ek verkies digkuns of poesie, maar in elk geval, almal moet praat soos hulle wil. Ja, ek moet sê, Joan, ek skryf nie poetry nie. As mense dit as poetry lees, jammer, julle kan maar lees, elkeen kan maar lees as jy wil, maar ja. In my hart skryf ek nie poetry nie. Ja. Ek sien nou Pieter Odendaal het op die Vers en Naba, jy weet, 'n uitnodiging vir die woordfees oor sy optrede daar, jy weet, die poetry wat ons moet kom aanhoor. Ja. So. Maar, ja. Maar ek ben enige mens mag doen wat hy wil. Ek wil graag glo dis 'n vry land. Maar poëme, kyk, ek kom uit die wêreld van MER. Ja. Maar ek kom ook uit die wêreld van sagmoedige Neelsie. Ja. En ek assosieer my ten sterkste met sagmoedige Neelsie. Ek probeer myself ook sien as 'n fisieke sagmoedige kerel wat alles en almal omarm. Soos ek, nee, jy weet, my tweede naam is liefde. Ja, en poëme is onder andere vir my 'n teken van beskeidenheid. Ek wil sonder skrome tot jou gaan en ja, poëme. Klompie papier aan u gee. Absoluut, maar jy gaan tog akkoord dat poëme het iets argaïs en oudtyds, né? Ja, seker. Kyk, dit staan ook in die selfs in die HAT. Ek het baie opgesoek rondom die woord. Nee, ons maar weet dit. Daar is ook 'n spottende element, die humoristiese, want ons het nou nie baie oor die humoristiese gepraat. Maar dis hoekom ek gesê het, nee, poëme herinner my aan daardie ou waardige mense wat nie die woord nors gebruik nie, maar eerder nurks, né? Ja, en dit is vir my belangrik, die humor is vir my 'n baie belangrike saak. Is dit vir jou ook die lag met die traan? Ja, baie keer is die traan heel vooraan. Ja, dit sien dit daarom ook maar as 'n beskeie seun daar uit die valleie van die Duivenoks. Ag, maar verduidelik dit ook vir ons daardie woord. Die Duivenoks asseblief. Die Duivenoks, niemand kon nog ooit vasstel
waar kom daai woord vandaan nie? Ek is ewig op soek daarvan. Sou daar nou 'n hok met duwe gewees het, wie die naam gegee? Ja, want ek het dit ook probeer. Ja, Ek het nou gisteraand, jy weet, soos ek sê toe ek gestudeer het, Ja. weer, jy weet, wat probeer jy met daardie woord sê? Nee, dit is doodgewoon absoluut 'n woord van die rivier waar langs ek opgegroei het. Okay, Met die donker water en om die rivier die breinwater. daai Daai wêreld te bruin soos Coca-Cola. Toe ek die eerste keer Coca-Cola gesien het, ek gedink maar hoe kom probeer die mense nou bergwater so verkoop? Ja. Maar ja, ek het later geproe dat daar same kokaine in. Maar jy weet, daardie water proe natuurlik nog lekkerder as jy ietsie anders by daardie bruinwater gooi. Kyk, hoor op van Doringkraal wat ek vandaan kom, woon ook 'n klomp mense, 'n gedeelte waar ook sulke klein plaasies is en daai gedeelte se naam is Klipdrif. Yes. Daar het jy dit. Luister, ons is nou goedskiks 'n uur aan die praat. Miskien kan ons nou vir die gehoor miskien net 'n kansie gee voordat ek 'n laaste vraag vra. Daniel het met hierdie boek gewerk en soos ons weet, Daniel is ook iemand wat baie stip lees. Jy weet wat elke gedig wat hy lees hy baie, jy weet, stip vir die betekenis. Het jy keer verslae van hierdie bundel gekry of het Daniel net vir jou gesê wat hy dink? Hy het per gedig, hy het gewoon aantekeninge by gedigte gemaak en ons het gaan sit en praat meer as een keer. Ja. Soms het ek vir hom verskil en soms het hy my 'n enkele keer het my van totale ellende gered want ek weet nie hoekom ek het 'n woord net verkeerd geskryf. Maar daar ongelukkig bestaan daar niks. Ja, want keerverslae is baie keer interessant dat iemand wat van buite kyk, jy weet, kan die poëme op 'n ander manier takseer as wat jy bedoel het. En so word dit dan 'n baie interessante speurtog. Maar ek dink ons kan nou gerus vir die gehoor die geleentheid gee. Ek sien professor Stewart van Wyk sit daar met 'n vraag op sy lippe. Wag net voordat julle praat, moet julle asseblief die mikrofoon in julle hand hê. Dit is julle oomblik van roem waar julle kan sing. Dankie. Wim, ja, ek het nou sopas die bundel in die hand gekry, so ek het dit nog nie gelees nie, maar jy gaan seker in die bundel terug op jou 4 dekades lange nuttelose en onvergenoegsame arbeid as dosent. Want jy het ook wonderlike stories daar te vertel, seker. Dis die eerste ding en die tweede ding is, jy onthou ek en jy het die onvergeetlike reis gemaak na Nederlands-Indië, Ja. Indonesië. Kom jy daarop terug in hierdie bundel? Kyk, die bundel het 'n groot verskeidenheid die bundel gaan na daai jeugwêreld toe, maar dit beweeg ook baie wyd en ek kan nou nie op die oomblik werklik dink dat ek en Stewart was wat is die boereboerdoer of wat is die groot tempels wat ons was en dat wonderlike dinge gebeur. Ek en hy het hier van Suid-Afrika gegaan na 'n internasionale kongres 40 jaar Nederlands in Indonesië. En wat gebeur daar bars op IJsland, let wel, bars daar een vuurspiegelende berg uit. En daar kan niemand uit Europa vlieg nie. En hier kom ek en Stewart aan as die enigste buitelanders. En ons is so lieflik omhels daar so.
Maar toe het ons twee gaan kyk daar by Boeroboedoer na die tempels en daar het ons ook groot geskrik want ons is die enigste twee toeriste. Terwyl daar 'n hele toeriste-industrie staan, die mense ly honger. Dit was eintlik skrikwekkend hoor. Hoe lank het dit nou weer geduur? Iets soos 3 weke, né? Kon mense nie vlieg nie. Ja, so lank tyd. Baie lank tyd. En toe het ek toe ons terugreis, toe wys ons gids vir ons hier, kyk hierdie berg hierso, dis die gevaarlikste berg in Indonesië. Ja, Indonesië bestaan vol vulkane. En ons was pas by die huis, toe bars daai ding uit. En Wat weer daarop dui dat jy 'n vulkaniese persoonlikheid het. Ek weet nie, maar klippe wat rondval in hele toestande, maar ek het nie oor daai berg geskryf nie, maar ek het wel oor 'n berg in Namibië geskryf. Ek nou nie, wat is die ding se naam toe, ek kan nie, dit onthou nie, maar wat die goed is nie onverwant aan mekaar nie. Nee, maar ek het tog wat Stewart sê, het ek tog raak gelees. By implikasie, jy weet jou, miskien die intertekste, jy weet, of die feit, as mens byvoorbeeld dink aan Idee du Plessis se die singende duwe van Bali, né? Ja. En daar is ook vulkane wat uitbars. En Johan de Lange het 'n pastiche, 'n parodie van daardie gedig geskryf, waar hy dan eintlik weer die fokus plaas op die vulkaniese uitbarstings van daardie wêreld. Ja, miskien is ek lees ek dikwels te veel, jy weet, intertekste tussen die gedigte raak wat miskien nie eers bedoel is nie, maar nou ja, dit is nou maar hoe ek is. Maar by mens beweeg rond tussen die dinge, maar kyk, Stewart kom van Suurbrak, dit is aan die ander kant, hy het ook die donker water gedrink. Wel, daar is 'n skeiding tussen waar die duiweniks loop en aan die ander kant die rivier waar hy langs groot geword het. So hy het eintlik dieselfde water gedrink as ek. En daarom het ek net nog gesê wat Stewart en sy nuwe vrou daar langs hom, sy kom van Bedaarstop af, Strandveld. Dis twee mense wat niks verkeerd aan my oë kan doen nie. Ja. En niemand moet ook lelik wees met hulle die dan gaan ek ook beklei. Maar ek het nou sekerlik nie Stewart jou vraag regtig beantwoord nie. Lees maar nog 'n bietjie. En anders sal jy maar sê, maar man, jy moet nog hier oorskryf, dan sal ek my bes doen. Hy was my baas, hoor. Ja. Daar's nog 'n vraag van wie wil 'n vraag vra? Daar sê. Nee, jy's eerste. Kom. Ek kom na jou. Goed, baie dankie. Ek wil die twee professore hartlik bedank vir hulle menslike relaas. Want dit was 'n wonderlike breë agtergrond en dis nie iets wat 'n mens altyd kry nie. Wanneer 'n bundel bespreek word nie. Baie dankie. Maar nou wil ek net tog ietsie vra. Die rol van die Edda. Ek sit hier op Hetekole, ek wou eintlik nog meer geweet het daarvan, ek het nog nie die bundel gesien nie. Erwin het dit nog gemonopoliseer tot nou toe, sedert hy hom gekoop het. En ek sou so graag net wou weet in 'n paar sinne die rol van die Edda, soos wat ek aflei, jy het verwys na die Noorse kultuuraspekte, maar kom jy uit by die Noorse gode en die sterflikheid van die Noorse gode? Dankie. Dankie Jan. Die Edda is 'n versameling, dis eintlik 'n naam van 'n soort gedig, maar dit is ook 'n versameling van gedigte wat in IJsland bymekaar gesit is van ou heldedigte en gedigte oor die gode wat as ek reg het in 1187 in IJsland versamel is en dan nou geleidelik wyer bekend geword het. So dit is nie dit handel oor die gode, dit handel oor menslike situasies, maar dit is ook 'n losse geheel.
En ek het dit een hele winter lank eintlik maar daar by my besig gehou, dit deurgelees in Nederlandse vertaling, 'n pragtige versameling. Dis ook op YouTube kan jy dit sien waar mense dit vertolk in Engels. Ja, as 'n mens daai woord intik, Edda, maar wat vir my getrek het en wat ek hier probeer, dis eintlik wat ek hier gee is as dit ware my aantekeninge tydens daai winter, tipiese situasies, menslike situasies, wat daarin bly steek, wat rondom elke situasie hier is daar 'n enorme wêreld wat jy moet en kan invul. En daar's nie einde aan daai leë plek wat ingevul moet word nie, maar hier is die essensiële vir my het ek hier probeer Lees vir ons die vergelding gedig op bladsy 90. Want dit sal jou presies daar is mitologiese verwysings maar ook lewenswaarhede word so oorgedra. Vergelding bladsy 90. Eers die 9 dan die 0. 90. Sal ek die gedig lees of wil jy hom lees? Ek kan hom maar Lees lees. jy asseblief. Vergelding. Vertel my 'n bietjie waaksaam as jy jou lewe liefhet en jy tussen mense wil woon. Wat kry die sterwelinge daaruit as hulle mekaar met woorde wond? Die ontoegeeflikste vergelding kry hulle daaruit. Hulle sal waad deur gillende moeraswaters. Leuns en laster hou iemand lank in hulle greep. Ja. 'n Fantastiese gedig net die gedig ook hier is 'n soort van as jy gaan kyk, jy weet hoe dit verduidelik word om mense te leer. Jy weet wat jy nie moet doen nie, want as jy iemand belaster of leuns vertel, kom dit altyd terug na jou toe of jy is eintlik deel van die proses. Wiem, ek dink weer eens dit is 'n baie mooi digbundel. Ek dink byvoorbeeld aan jou pragtige tanka gedig Behoud op bladsy 68. Die tanka is 'n boetie van die haiku wat uit 5 reëls bestaan. Die strandteet snuif roep na 'n lyf se broosheid. Die visarend soek sy slaapplek in die skurfste kraans. Toe knyp die oester sy skulp. Nee, hier kom jy eintlik uit by die grootste beoefenaar van die tanka in Afrikaans, Evelien Kastelein. Mevrou Kastelein, niemand kan in Afrikaans 'n haiku of 'n tanka skryf soos daardie ou tante nie. En wonderlik, maar die laaste ding wat jy nog aan ons moet vertel, jy het vriendskappe gehad met groot skrywers soos Bram de Vries, Weideman, Dan Sley, maar jy was ook bevriend met Sheila Cousins. Vertel vir ons ietsie oor Cousins. Ja, ek kan baie oor Sheila praat, hoewel ons nie elke dag by mekaar gekuier het nie. Maar ons het Opperman, toe ek in my honeursjaar was, Opperman was ons dosent in Nederland-Afrikaanse poësie en hy het die hebbelikheid gehad om alle nuwe digbundels wat die vorige jaar of daai jaar verskyn het, aan elke honeurstudent 1 bundel te gee, gesê jy skryf nou hier oor 'n werkstuk. En Hy het vir my J.C. Steyn se die grammatika van liefde gegee. ja, dis 'n tawwe een, ja. Ooh. Maar en hy het plektrum van Sheila Cousins. wat pas verskyn het, haar debuut, haar baie 1970, laat was jy debuut, 1970 in jou Ja. honeursjaar goed. ek het altyd die gevoel, hy het dit na my toe geslinger, hy het dit ek nie gedoen nie, hy het net gesê jy moet dit doen. En in rugby praat ons van 'n hospitaal aangee. want mense, dit was stimulerend, dit was wonderlik om daaroor te werk, maar die werkstuk, ek het ook iets aangegee, ek het dit gelewer in die klas, en dit was aanvaarbaar, maar die werkstuk oor 'n bundel soos Plektrum of oor die res van Sheila se poësie kom nooit klaar nie. Jy kan nooit 'n punt daar agter sit nie. Ek het later
vir perspektief en profiel 'n oorsig artikel geskryf. Ek het seker meer dinge gedoen daaroor, maar Dorothea en ek het toe ons in Nederland was, ons het in vakansies het ons met 'n kewertjie rondgery tot ons onder andere Spanje toe gery. Ek het vooraf Sheila se adres gekry en ons het haar daar gaan opsoek. In Spanje. In Spanje by Estartit waar hulle vakansie gehou het. En ja, mense, dit is een van die ontmoetings, daar's nog ene wat 'n mens net nooit vergeet nie en wat altyd by jou bly. En daarna Dit was natuurlik uiteraard voor die ongeluk, né, toe julle haar ontmoet het. Was na die ongeluk. Na die ongeluk, ja. ja. Maar daar sit hierdie eintlik verminkte mens. Ek het foto's van haar voorheen gesien. Sy was 'n baie mooi, op 'n besondere manier 'n mooi vrou, maar hier sit hierdie verminkte mens en erg vermink. En binne minute het ek totaal vergeet dat sy vermink is. En dan kom hierdie sprankelende persoonlikheid daar uit en Sheila, ek kan nog baie dinge oor haar sê, maar uiteindelik hierdie persoon wat omgaan met die woord, die juiste woord, sy so gesê het, ek soek altyd na die juiste woord, maar sy kon die juiste woord net so mee voor 'n dag kom. Ja, daai fantastiese gedig in Membraan wat Dido vir Aeneas skryf, waar sy eintlik vir Van Wyk sê, ag jou dingersman, hè, jy weet, daai woedende gedig, want ek het nou by die akademie se jaarvergadering het ek gepraat oor al die gedigte wat opgesluit lê in groot ode, jy weet, Afrikaanse gedigte. En natuurlik die voor die hand liggende is natuurlik die gesprek met Cousins, jy weet, die Dido en Aeneas gegewe, maar ook Stokenstroom se monsterverse wat reeds daar lê. Sy het my ook vertel oor die ontstaan van Klipwerk wat sy van naby meegemaak het. Hoe sy en Van Wyk Lou dan daar in haar kamer gesit het. Sy sê daar was 2 sulke enkelbeddens en hulle op die een gesit met hulle voete op die ander ene en dan oor hierdie soort gedigte gepraat het. So sy het 'n rol gehad by die hele stimulering. Ja, maar ek dink ook dat sy baie keer ook, jy weet, gemeen het dat hy goeders by haar gekry het. Jy weet, ek dink dit is altyd 'n baie komplekse verhouding wanneer 2 digters so intiem saamleef. Ja. Jy kry natuurlik dieselfde by Sylvia Plath en Ted Hughes. Jy weet wat Ted Hughes die verwyd gemaak is dat hy baie van die gedigte van Plath sou herskryf het of jy weet saamgetrek het. Terwyl as 'n mens daar eintlik agterna kyk en jy kyk na die birthday letters en die stem wat daar uitkom, jy weet, daar's geen manier wat hy Plath, jy weet, kon laat skryf het soos wat sy geskryf het nie. En ek dink ook in my gesprekke wat ek met Cousins gehad het, het ek dikwels die gevoel gekry dat sy meer haar rol ook as 'n mentor van Wyk Lou bietjie, jy weet, vooropgestel het. Terwyl ek dink nie maar dit is maar net my gevoel. Nee, sy het nooit 'n beskuldigende geluid Sy het dit in die pers op 'n keer gemaak. Ja, nee, dit het sy tog, jy weet, beweer dat hierdie reël, jy weet, het sy vir Van Wyk Lou gegee. En toe Pieter W. Grobelaar haar lekker geklap oor die vingers en sê, meisie, hierdie is 'n ou Afrikaanse idioom. Jy het dit nie vir Van Wyk Lou gegee nie. Nee, kyk wat sy wel vir my gesê het is daai vir my nog altyd 'n baie mooi gedig. My voete loop na Montetjie, maar ek gaan Woester toe. Lê die wingerd lê. Dat sy die reëls vir hom gegee het. Dit beteken nie sy het dit geskryf nie. Dit is ook 'n ou maar dit is wat Pieter W. Grobelaar vir haar gesê het. Ja, nee, sy het dit nie geskep nie, maar sy het nooit vir my gesê dat sy dit. Nee, maar daar was so 'n relletjie in die pers gewees. Waar sy eintlik, jy weet, gesê het, maar eintlik het sy, jy weet, dit kan natuurlik ook 'n journalistiese interpretasie wees van wat sy gesê het. Ja, dit moet 'n mens altyd verdiskonteer dat jy weet, dit kon dalk, jy weet, op die sensasie afgegaan het. Maar ek onthou pertinent, dit is 30 jaar gelede. Ja. En ek dink jy sal toegee, gebroeder, ek het 'n goeie geheue.
Ja, nee, Dit dis tel goed, altyd maar- teen my. Maar wat ek probeer sê is dat sy het eintlik totdat die joernalis sy het dit gesê en toe het Pieter weer Groblaar eintlik die ding baie netjies saamgevat en gesê, Ja. jy weet van met sy kennis van volkskunde en taal, jy weet Ja. kon hy sê nee. Hierdie is eintlik volksgoed. Jy weet dit behoort Waarop hy teruggegryp het. waarop hy En teruggegryp het. Hy het soms op bekende en soms onbekende dinge teruggegryp. Ek het ook 'n paar bladsye wat ek by W.A. de Klerk gekry het wat hy was in daai tyd in Nederland en hy het ook dit het hy vir Van Wyk Lou gegee. En daar so hier en daar 'n dingetjie uit gebruik. Ja, So Van Wyk Lou nee, het kyk, nie- daar is soos ons self weet nie kopiereg op idees nie. Ja. En as jy 'n digbundel skryf en jy dink jy gaan, jy weet, maagdelik, jy weet, sonder enige invloede dit doen, dit is net 'n baie, jy weet, ek wil amper sê onkundige digter wat so ding. En dis natuurlik een van die grootste probleme wat jy beleef wanneer jy 'n digbundel of 'n digkunswerkswinkel aanbied, is dat mense dink, jy weet, hulle hoef nie te lees nie, hulle hoef nie ander digters te lees nie, want hulle moet eintlik, jy weet, dit moet soos 'n waterstroom vars wees. En dan moet jy vir hulle sê, nee, dit is die grootste illusie. Die groot triek is juis om jou invloede weg te steek of te maak asof dit 'n invloed is en iemand eintlik op 'n dwaalspoor te plaas, soos jy doen, né? Kyk, 'n mens kan dit geen mens dink ek kan alles weet. Waar kom jy aan al hierdie goed nie? Maar ek wil daarom nog oor een skrywer, as ek mag, iets sê wat ek weet daar was in 19 as ek reg het 79 waarskynlik was die eerste kongres van die vereniging van SAFAL, dit Suid-Afrikaanse Vereniging vir Algemene Literatuurwetenskap. En ek was daai stadium die sekretaris van die kongres. En daar kom toe iemand aangestap. En weet julle wat, die persoon het 'n denim aangehad en in die agtersak van daai denim het daai persoon Tolstoy se Anna Karenina, wat my betref Tolstoy se tweede beste roman, maar ingedruk. En mense, dit was, ja, liefde is 'n bietjie 'n eenvoudige woord, maar dit was, sal ons maar sê, liefde by gebrek aan iets anders op eerste gesig. Ja, en dit was ook 'n kongres waar James Coetzee 'n lesing oor linguistiek by die SAFAL wat ons begin het in Bloemfontein. Ek, jy en Ina Grabe en Dion Strydom. Ja. Het die grootte James Coetzee 'n lesing in Afrikaans gehou. Kan jy dit onthou? Ja, en Hy het 'n fantastiese referaat Ongelooflik. oor taal en linguistiek. Jy weet die implikasie van tale in Afrikaans gehou. Daar het 'n hand van die groot prins van die orde het my nou tot orde geroep en ek dink ons gaan nou hiermee dan sê ons gaan nou iets daar buite nuttig. Ja. En dan baie dankie dat julle gekom het, al 20 van julle. Dit was, wat sê jy? Hoeveel? Is dit daarom 30? Okay, die 30 silwerlinge waarna verwys. Ek het jou 'n vraag gevra. Die 30 silwerlinge, waarna verwys dit? Die 30 muntstukke. Dit lyk te wys na 'n mannetjie wat eintlik maar taamlik verkeerd opgetree het, maar onsterflike roem verwerf het. Daar sy. Want soos ons weet, die groot roem, jy weet hoe die groot digter Robert Graves gesê, there's no money in poetry and there's also no poetry in money. Nou, so laat ons dit altyd onthou. Dankie dat julle almal gekom het en ek hoop julle gaan soveel plesier genot hê as wat ek gehad het met hierdie boek. Daar's 'n resensie en 'n onderhoud op die Versendaba. Tik net my naam in Versendaba Wem van Sail.
Nie wurm van seil, nie weem van seil. En dit sal opkom. Baie dankie vir die geduld en aan die orde van 'n prins en Erika natuurlik. Ek hoef nou niemand te bedank nie, maar ek vermoed hier is nog 'n geskenk aan u kom of is dit meervoud? Dis meervoud lyk dit my. Waar's my blomme? Vir die van u wat gaste is, dit was nou gedoen deur Marius van Wyk. Hy is die sekretaris. Wel, hy gaan binnekort nie meer die sekretaris wees nie, maar hy is ons penningmeester. Goed, die bedank is klaar gedoen. Al wat ek wil sê is die gaste moet asseblief tog hulle name inteken in ons presensielys. Ek wil dit waardeer en geniet die res van die dag. Totsiens. Baie dankie.